Julle, dis 'n voorreg vanoggend om 'n jong lyfie aan Christus Jesus toe te wy vanoggend. Weet jy wat is my nog 'n groter voorreg vanoggend? Is dat die Here behaag in daai klein lyfie. Amen. Die Here stel belang in hom. Weet jy dat die Here se oë is nie af van hom af nie, maar hy kyk hom dieper as wat ek en u vanoggend na hom toe kyk. Ek wil vanoggend hê ons moet na Eksodus 16 toe gaan. Eksodus 16. Eksodus 16 vers 1. Die gaan ons lees vanoggend, die opskrif in die Bybel sê die kwartels en manna en die Sabbat. Ek wil vanoggend met julle gesels oor ietsie wat ek hierdie week opgetel het. Iets wat ek by mense gaan uitvind het en met wie ek gaan gesels het. Ek wil by julle hoor, daar is hierdie skrif van 2 lede gaan vanoggend. Ek het Woensdag aand so 'n bietjie in die bid hier aan dit geraak. Maar ek wil jy vraag vanoggend wil ek aan jy stel, hoeveel vertrou ons vir Jesus Christus of vir God vanoggend? Net om die vraag net bietjie verder te vat, dis nie die tweede gedeelte nie, vertrou ons nog op Jesus Christus vanoggend? Engels wil sê, do we really rely on God? Vertrou ek werklik op Christus Jesus vanoggend? Of sê ek maar net so? Nou julle hierdie gedeelte in Eksodus handel, daar waar die Israeliete uit Egipte uit opgetrek het. En hulle is in die woestyn en in die woestyn is dit nie altyd lekker nie. Ek weet nie wie van u was al ooit in 'n woestyn gewees nie. Was iemand al ooit in die woestyn? Ek was in een van die kleinste woestyne gewees in Suid-Afrika. Die Rooi Woestyn, net daar aan die, net so voor die Ooskaap is daar 'n gedeelte genaamd die Rooi Woestyn. Ek weet nie wie van julle het al van dit gehoor nie, ek het dit al van die platform af gesê. Dis 'n baie klein gedeeltetjie vol van rooi sand en daar's basies niks wat in daai sand kan groei nie. Dis maar 'n dooie area. Ek wil vanoggend vir julle vra in die geestelike lewe, hoeveel keer het jy al gevoel jy eindig op by 'n woestynplek waar jy net voel, Here, hier is geen voeding vir my hier nie. Here, hier is nie lewe vir my nie. Dit voel vir my asof ek sekerlik maar hier moet sterf. Weet jy of ek jou ooit so gevoel dat, Here, die omstandigheid en die plek waar ek myself vandag bevind, Here, dit voel soos droë grond. Die son brand my. Hier loop nie beeste en skape rond nie, ek kan nie sleg soos ek wil nie. Hier's nie 'n vloeiende rivier, ek kan nie net water gaan skep nie. Hey, ek weet nie of jy al ooit by so 'n plek in die lewe uitgekom het waar jy net gevoel het, ag Here, it's getting a little bit too much for me. Here, dit raak 'n bietjie moeilik. Vers 1 sê, toe hulle van Elim weggetrek, Toe hulle van Elim wegtrek, het hulle die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestyn Sin gekom, wat tussen Elim en Sinai lê, op die 15de dag van die 2de maand na hulle uittog uit Egipte. Nou, toe ek gisterand hierdie in die Engelse vertaling lees, en hy sê die woestyn of in the desert Sin, toe nog ek, julle, hier praat die Bybel dat die woestyn 'n sondeland is. En dis eintlik maar net die gedeelte van die land wat sê Sin. Maar weet jy, baie keer in 'n sondige omstandigheid in ons lewens, eindig ons ook op by 'n woestyn. By 'n plek, 'n verdroogde plek. 'n Uitgedroogde plek waar nie hoop is nie. Waar ons voel, ag Here, kan hierdie tyding net klaar raak nie. Here, wanneer gaan ek tog ooit uit hierdie omstandigheid uitkom? Ek weet, dis nie altyd vir almal so nie. Maar ek besef baie keer dat wanneer, selfs as ek het vanoggend sê met respek, wanneer ons by 'n plek kom van waar ons moet kom by aftrede, hoe lyk ons vertrou op die Here nog? As dit kom by 'n moeilike omstandigheid in ons lewens,
Kind van die Here, hoe lyk ons vertroue in Christus Jesus? Kan ek vanoggend nog sê met my hele hart en met my hele siel, Here, ek vertrou op U? Kan ek nog vanoggend uit my hart uit sê, Here, as U vanoggend my in die woestyn instuur, sal ek okay wees daarmee? Here, al lyk dit vir my onbekend en ek weet nie of dit altyd vir my kos gaan wees nie. Here, ek weet nie altyd of dit vir my hoop gaan wees nie. Kan ons vanoggend nog sê, Here, ek vertrou op U? Here, ek vertrou op U? Weet jy, dis een van die woorde wat die minste gesê word, is jammer. Ja. Kan ek vir ietsie sê, ekskuus, dit is nou nie deel van my preek nie, maar iets wat ek opgetel het, vertroue is 'n ding wat ons maklik sê vir iemand. As iemand vanoggend hier moet instap, en hy sê vir my, ek het 'n kar hier buite vir jou, dan sal ek uitloop en ek sal wil gaan sien. Ek het my vertroue in hierdie persoon gestel. Pastoor Corneille, met 1 jaar met die jeugkonferensie, trek hy een van die stoele van die platform af vorentoe en hy sit dit daar neer en hy sê vir 'n persoon, kom sit op hierdie stoel. Die persoon gaan sit op hierdie stoel en hy sê vir hom, sien jou volle vertroue is in daai stoel dat hy jou gewig gaan dra. Ja. Maar daai selfde vertroue wat jy het in daai stoel of in daai persoon wat vir jou ietsie sê, het jy dieselfde vertroue in God vanoggend. Kan ek nog sê sonder oorgawe dat maak nie saak van dit wat om my aangaan nie, I still trust in God. Kan ons dit vanoggend nog sê? Of gaan ons dit maar net sê sodat ander moet dink, o, hierdie ou glo ten minste nog. Of sê ons dit maar net sodat ander maar net moet hoor dat ek miskien nog 'n bietjie vertrou in my het. Of gaan ons met mekaar die waarheid begin praat en sê, maar eintlik vertrou ek nie meer gereeld so op God soos wat ek moes nie. Heilig, vertrou ek nie meer so baie op die Here om vir my voorsiening te maak nie. Weet jy, in 'n tyd toe dit met ons swaar gegaan het, dan het ons ewig begin bid en gesê, Here, lei my uit hierdie stormwind uit. Here, trek my hieruit. En as dit bietjie met ons beter begin gaan, dan laat vaar ons dit nog so bietjie. Want jy sien, dan begin ek nie meer te vertrou op die voorsiening van God nie, maar ek begin te vertrou op die voorsiening van wat in my bankrekening is. Ek begin te vertrou op dit wat ek het. Dit is my vertroue. Christus Jesus word nie meer my vertroue nie. God is nie meer my bron van krag en my bron van sterkte nie. En partykeer in ons lewens, kind van die Here, wil ek vir sê, dan lei die Here ons so 'n bietjie uit 'n plek van gemak uit. Baie keer sien ons nie dat die Here lei ons uit 'n plek van slawerny uit nie. Weet jy dat Egipte eens op 'n tyd, toe Josef daar was dit 'n plek, 'n land, 'n tipiese land vol van melk en honing vir die Israeliete gewees. Maar intussen verander die farao's. Intussen begin hulle die slawe te word van 'n volk. En ek wil vir julle sê, sodra jy slaaf word van 'n volk, moet jy hulle geloof begin aan. Jy begin om hulle viteriasies en hulle tierlantynkies aan te leer. Jy begin om dinge aan te neem wat van hulle af is. Vers 2 sê, die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gemurmureer. Gekla. Moses, Aaron, hoekom bring julle ons hiernatoe? Here, hoekom bring jy my in die woestyn in? Here, hoekom gaan dit met my soos wat dit met my gaan? Here, ek verstaan nie, wat het ek verkeerd gedoen om in hierdie omstandigheid op te eindig nie? Here, dit lyk maar 'n bietjie dor hier om my. Kind van die Here, hoeveel keer het ons nie al teenoor die Here gekla oor ons omstandighede in ons lewens nie? Hoeveel keer op 'n dag kla ons nie meer as wat ons net vir die Here 'n bietjie dankie sê? Yes. Op 'n dag se tyd dan baie keer dan bevind ons onsself, dan wil ek kla en ek kan dit nou maar vandag net bietjie ligtelik stel, dan kla ons 10 keer eerder oor die taksies. As ek terugkom van Johannesburg af, daai gedeelte net voor Soweto, voor daai kruising, dan begin my vrou vir my te sê, ek weet wat jy vir my gaan sê. Ek murmureer as ek daai pad ry. Ek kla, ek begin vir haar te sê, man, as hulle net nog 'n baan wil maak, dan kan ons gemakliker ry. En hoekom wil die ou in die middelste baan daar draai? Hy weet hy moet ons aan die regterkant, hy moet uit die pad uitkom. Ek kla, dan sê sy vir my op 'n stadium, die laaste 2 keer, dan sê sy vir my, ek weet. Jy hoef dit nie meer verder vir my te sê nie. Ek weet, wat sê ek vir my, is op my hart.
Ek weet wat op jou hart is. Maar ek wil dit nog steeds afkry, ek wil klaar. Jou mors my tyd. Ek moet agter hom stil hou. Kind van die Here, ons murmureer so vinnig, ons kla so vinnig. Die volk loop in dieselfde ding rond. In hulle woestyn begin hulle om te murmureer. In hulle woestyn begin hulle om te kla. Weet jy hoekom, kind van die Here? Want die Here was nie meer hulle vooruitsig gewees nie. Hulle het mens begin volg. Hulle vertroue was nie meer gestel op wat God kan doen nie. Hulle vertroue was nie meer gestel op die voorsienende hand van God nie. Hulle voorsiening of hulle hart was gestel op dit wat ek sien. Weet jy dat ons het 'n woord wat in Engels wat sê seeing is believing. Sal ek eers glo as ek dit sien? Is dit nie? Here, ek sal in U glo as U dit vir my doen. Here, ek sal glo en ek sal vertrou as U vir my hierdie ding doen. Ek weet nie wie van julle het al dit gebid nie. Ek het dit gebid as 'n jong man met my matriekjaar en ek het net gevoel, Here, ek weet nie of ek hierdie jaar gaan slaag nie. Bid en ek sê, Here, ek sal hieroor getuig as U my net help om te slaag. Ek het geslaag, nie baie goed nie, geslaag, maar toe is ek skaap. Die eerste paar jaar wou ek nie getuig nie, want ek het nie geweet hoe om te getuig. Ek kon net sê, dankie Here, ek het geslaag, en dis dit. Voordat het ek gemurmureer, en ek het gesê, Here, ek vertrou op U, maar ek wil volgende vir U sê, dat vertrou ons ten volle op God. Ons sê, ja, ek vertrou. Ons sê, ja, ek sal. Maar sal jy werklik? Sal jy werklik die pad stap wat die Here vir jou uitgekies het, as dit vir jou is, dat dit nie altyd maklik gaan nie? Sal jy partykeer ietsie opneem wat jy voel, Here, dit is nie vir jou gemaak nie? Kan ek nie, ek wil met die volgende, ek wil 'n getuienis met die deel, van oom Corrie Prinsloo. Weet nie wie van julle ken, het hom geken nie. Die stigter van Lewe in Christus. Die dag toe hy gaan bid en hy sê, en hy vra die Here of hy Lewe in Christus kan stig. Kry 'n visioen van die Here of 'n droom in die aand, waar die Here vir hom sê, jy gaan 'n kaktusplant moet sluk, as jy die kerk of die beweging wil stig. Nou ek weet nie wie van u is bereid vanoggend om te sê, Here, ek sal 'n kaktus sluk ter wille van die werk van U. Here, ek sal maar die moeilikheid wat met dit gepaard gaan, sal ek opeet ter wille van U naam. Of sal ek net sê, nee Here, ek is net bereid om te aanvaar dit wat ek wil hê, tot op die mate wat ek dit kan hanteer. Weet jy dat Jesus of die woord in die skrif sê, dat jy sal nooit vir jou kragte getoets word nie? Weet jy dat selfs in die omstandighede, wanneer jy voel, Here, ek misluk, is God nie ver van jou af nie. Selfs in jou tye wanneer jy voel, Here, wat maak ek hier? Hoe het ek hier opgeëindig? Weet jy dat die Here nog steeds saam met jou is? Gister het ek met iemand gesels en hulle sê vir my dat hulle in 'n sondeval in hulle lewe gekom. En hulle weet nie altyd of hulle kan na die huis van die Here toe kom nie, want hulle voel so skuldig. Jy sien, kind van die Here, dat wanneer ek in 'n sondeval ingeval het, dan het ek my vertroue in my oë van God afgehaal. Nou moet ek terugkom tussen die gelowiges, maar ek voel nie miskien ek is nie goed genoeg nie. Weet jy hoekom voel ons nie goed genoeg, of hoekom voel so 'n persoon nie goed genoeg nie? Dis nie dat hy nie hier hoor nie, dis omdat hy nie weet of die Here hom kan uitred waar hy tydens sit nie. Weet jy dat ons nie altyd die Here se reddende hand vertrou nie? Dis maklik om vanoggend te sê, Here, ek vertrou U. Here, ek vertrou U dat U my uitgered het. Here, ek weet dat U my die moddersluik uitgered het. Ek weet dit. Maar vertrou U vandag dat die Here dit weer vir U kan doen. Amen. Vertrou U dat vandag dat die woestyn waarin jy jouself bevind nie eintlik veronderstel is om jou dood te beteken nie, maar jou lewe te beteken. Yes, amen. Die omstandigheid sê dalk vandag vir jou, maar jy het nie hoop nie. Weet nie wie van julle was al, ek glo meestal van ons was al in 'n finansiële verkorsing in ons lewens. Wanneer ons daar kom, wanneer ons voel ons het nie geld nie, as ek dit vanoggend so mag noem,
As ek voel ek het nie geld nie, dan voel ek so 'n bietjie verkramp. Is dit nie? Ja. Ek sukkel om baie meer dinge te doen. Ek het nie vryheid nie. Weet jy dat selfs daai omstandigheid, daai woestyn, dat die Here dit nie geroep het om jou dood te maak nie, Ja. maar eintlik om die lewe vir jou te bring. Amen. Die omstandigheid vanoggend is nie God se manier om jou te straf nie. Dit is sy manier om jou uit slawerny uit te lei na die beloofde land toe. Dis om jou uit van hierdie, ek weet nie wie van julle weet nie, maar die Egiptenare was afgodedienaars. Weet jy dit? Hulle was besig met afgoderry. Hulle was besig geweest met nonsens. Nou 'n volk, en ek het dit nou al vir julle gesê, maar 'n volk wat in slawerny is, leer dit aan. Hulle bid na hierdie gode toe. Ja. Hulle begin om aan te neem dit wat in hierdie land is. Hoekom? Want dit word my land. Ja. Ek word deelagtig van dit. Dit is dan ook deel van my erfenis. Baie van daai kinders wat in dit ingebore word, is dit wat hulle sien en dit is wat hulle volg. Dis wat ek ken. Ek kan vir julle nog net ietsie by dit sê, dat so 'n paar jaar terug in Japan wou Starbucks 'n koffiewinkel begin het. Die ouens, die groot ouens daar sê vir hulle, nee, wag ouens, voordat julle dit doen, vat eers en gaan verkoop koffiesweeties in die winkels. En oor 10 jaar kom julle terug. En dan maak julle julle winkel. Tot op daai stadium voordat hulle dit gedoen het die Japaneese net tee gedrink, of wat ook al hulle gedrink het. Hulle het nie koffie geken nie. En 10 jaar later het hulle, nadat hulle begin om hierdie koffiesweeties te verkoop, kon hulle koffie verkoop en 'n sukses van dit maak. Kind van die Here, wat ek vanoggend vir jou sê is dat weet jy wat, jy begin die tierlantynkies aan te leer. So stelselmatig laat jy toe dat dingetjies inkruip en beheer vat van jou lewe. En dan wil die Here eintlik net kom en hy wil eintlik jou so 'n bietjie redirect. Yes, amen. As jy op die GPS ry en dan verander die GPS ewe skielik en sê nee, hier's 'n korter pad. Weet jy hoe lyk daai korter pad? Ek ry nou so 4-5 maande terug. Ry ons see toe. Die GPS sê vir my 'n kort pad wat ek kan volg. Net hier verby Vogel is daar so 'n pad wat ek kan afdraai. Volg die GPS. En toe ek stil hou en ek reverse terug, want ek hierdie pad amper verby gery, toe ek net so draai, begin my vrou, dis 'n potholpad. En ek sê vir haar, wag nou eers. En die pad gaan verder aan julle en dit is net vol potholes. Tot en met die N3 is dit amper net pothol op pothol op pothol. Ek ry nader aan 10 km/h. Daar kom groot trokke van voor af. Hulle is op hulle hoofligte. Ek kan niks sien nie. Ek gooi my braids vir hulle terug. Hulle worry nie eens oor my ligte nie. Die kort pad is nie altyd die pad nie. Die kort weg is nie altyd die uitweg nie. Die plek waar jy in 'n gemaksone was is nie die plek waar Christus Jesus jou wil hê nie. As jy in 'n gemaksone wil wees, gaan jy dit mis wat die Here vir jou eintlik uitgesit het. Weet jy hoekom mis baie kinders van die Here hulle erfdeel? Want hulle geniet gemaksones. Amen. 'n Gemaksone is 'n gevaarlike plek. Dit word die Egipteland vir my en jou kind van die Here. Dit word die Egipteland waar jy slawerny word van dit wat jy om jou sien. Vers 3 sê, en die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipteland deur die hand van die Here gesterwe toe ons by die vleispotte gesit het en volle brood geëet het. Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. En die kind van die Here dan pla ons. Here, hoekom lei U my weg van hierdie goeders af? Here, hoekom vat U my weg van my gemaksone af? Weet jy, kind van die Here, dat die Here vat jou nie weg om jou te skade te aan te bring nie. Eintlik lei hy jou weg sodat jy by die beloofde land to get to His promises. Amen. Weet jy, ons vergeet baie keer dat God het vir ons planne van die begin van hierdie aarde afgestel. Weet jy, dit is nou soos om vanoggend te sê met klein Matt. Die Here het van sy geboorte af 'n belofte vir daai jong seun gedoen. Wat gaan gebeur as ons hom nie by dit hou nie? As ons hom nie gedurig weer herinner, net daar's vir jou belofte uitgesit nie. Matt, onthou die Here het jou 'n roeping op jou lewe gesit. Weet jy wat gaan op die uiteinde gebeur? Gaan wegraak. He's never gonna achieve it. Want hy vergeet dit. Weet jy hoekom dat ons verloor ons vertroue in Christus Jesus?
Die oomblik wanneer ons vertroue verloor, is hy skielik nie meer hoop vir ons. Weet as ek my oë van God afhaal vanoggend, en ek begin om my rond te kyk, dan gaan ek mense sien. Weet jy, ek kan nie vir jy sê nie, maar ek wil vanoggend vir jy sê, dat geen mens in hierdie gebou kan my vanoggend uit enigiets uitred. Sê dit met volle vertroue vanoggend, ek weet het. Ek is heerlik met jy vanoggend. Ongeag wie jy is en hoeveel geld jy het en wie jy ken en wie jy nie ken nie. Jy kan tot die staatspresident van Amerika ken. Jy gaan nie vir my tot redding bring nie, want dit is nie in 'n mens gevind nie. Dit is net in God gevind. En wanneer ek in my woestyn is, dan het ek nie die hand van 'n mens nodig nie. Ek het die leiding van God nodig. Amen. Amen. Ek het sy vertroue nodig. I need the hand of God to lead me this morning. Jou woestyn lyk vanoggend vir jou soos moeilikheid. Jy sien nie nou die manna wat die Here vir jou voorberei het nie. Jy sien nie nou die waterstroom en die klip wat later oopgekleef moet word sodat jy kan drink nie. Maar weet jy wat, kind van die Here, jy het vanoggend daai perfekte geleentheid om te sê, maar Here, al gaan dit stormagtig met my. Here, al is ek in hierdie woestyn. Here, al voel ek vanoggend daar is nie hoop nie. Kan ek vir sê, ag kom ek lees vir die vers 4 vanoggend. Hy sê toe sê die Here vir Moses, kyk, ek, nie Moses nie, nie 'n mens nie, God self, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Yes, amen. En dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef en hulle in my wet sal wandel of nie. Yes, amen. Weet die kind van die Here, ons mis baie keer hierdie manna, Ja. want ons vertrou nie. Yes. Ons vertrou nie. Ons vertrou net op dit wat ons sien. Ek vertrou net tot in die mate wat ek voel, jy is vertroubaar. Weet jy dat ons vergelyk God baie keer met 'n mens. As Werner my seer gemaak het, en hy is 'n kind van die Here, dan vertrou ek net die Here tot op die mate wat hy my seer gemaak het. Verder is dit sal ek hom nooit weer kan vertrou nie. En weet jy, dan druk ons die Here in daai selfe boksie in, want Here, ek is dalk nie goed genoeg nie, en ek voel nie goed genoeg nie, so Here, jy kan nie vir my dit doen nie. Haai kind van die Here, wat se God is ons besig om te dien? Yes. Is hy nie die een wat ons uit die donker diep sloot uitgered het nie? Ja. Is hy nie die ene wat elke oggend die son laat opkom nie? Yes. Is hy nie die ene wat elke aand by jou kom stil staan en so 'n bietjie hier met jou kom gesels nie? Is hy nie die ene as jy hierdie woord opvat en jy sê, Here, ek gaan nou 'n geveg aanvoer, is dit nie hy wat die krag in hierdie swaard insit sodat jy die vyand in die vestings kan neerwerp nie? Maar nee, Here, ons vertrou net op U wanneer ons die voorsiening sien. Here, ek vertrou net op U. Solank as wat dit met my goed gaan, dan sal ek bietjie vertrou. As dit slegter gaan, dan sal ek meer bid. Kind van die Here, ek wil vanoggend hierdie vraag by U los. En ek het vir U gesê, dit kan twee kante toe gaan. Want dit kan baie keer ons sondig wees wat ons in hierdie woestyn inbring. As ek in hierdie woestyn weg is in my sondige lewe, en ek nie hoop het nie, waarna vlug ek? Weet jy dat iemand 'n dwelm verslaafd is, ek het vanoggend sê met respek, as hy nie uit sy dorp uitkom waarin hy die verslawing plaasgevind het, sukkel hy met sy verslawing uit. As hy in sy dorp bly waarin sy dealer was, verskoon my Engels, as hy in die dorp is waar sy dealer was, kom hy nie los van dit af. Dit is 'n gemaksone. Maar jy haal hom uit die dorp uit. Jy sit hom op 'n ander plek. En jy begin vir hom ietsie anders te wys. Jy wys hom dat daar nog hoop is in die lewe. Weet jy, later jare kan hy teruggaan na daai dorp toe en dit sal hom nooit weer pla nie. Jy kan my vanoggend vra, hoe weet ek dit? Wat ek het eerstens gesien het met mense. Ek het soveel mense gesien wat in verslawing vasgesit het. Wat in omstandighede vasgesit het. Wat op moedverloor vlaktes gesit het, wat geen hoop gehad het nie.
toe hulle paradigma of hulle visie skuif. Hulle hart is so 'n bietjie verander. Hulle oë so 'n bietjie op Christus Jesus hou en van sy manna begin eet en vol word. Het hulle rede gehad om uit te beweeg. Kind van die Here, jy het vanoggend dieselfde geleentheid. Jy kan vanoggend sê, Here, maar my omstandighede, maar Here, hierdie sonde las van my. Here, hierdie probleem van my. As ek dit vanoggend mag sê, selfs die dood, kan ons baie keer voel soos 'n verlies. En dit is 'n verlies in daai oomblik. Maar weet jy dat die Here alleen vir ons vertroosting kan bring in moeilike tye? Weet jy, as ons vanoggend so 'n bietjie net ons aandag begin skuif van dit wat verkeerd gaan, en ons oë weer 'n bietjie terugskuif na God. Weer 'n bietjie met 'n volle hart kan sê, maar Here, ek vertrou ten volle op U. Weet jy dat vertrou is nie alleen net, Here, ek vertrou U. Vertrou jy die Here met jou kinders? Vertrou jy die Here met jou kar? Vertrou jy die Here met jou handel en met jou wandel? Vertrou jy die Here in elke daaglikse wyse? Of is daar 'n punt wat jy net sê, nee Here, okay, hier kan ek U nie meer vertrou nie, want as hierdie tekort kom, dan gaan ek, then I'm gonna have a shortfall. Dit nie. Ons vergeet baie keer, dat wanneer ons oë van Jesus afhou, dan verloor ons dit. En dan word hierdie woestynland in plaas van 'n oorwinningsland. Yes, amen. Weet jy dat, net hierna, trek die volk vir 40 jaar om dieselfde berg. Selfde omstandigheid. Dieselfde ding. Vir 40 jaar hak hulle vas om by die beloofde land uit te kom, omdat hulle nie op God vertrou nie. Omdat hulle nie vertrou in God se voorsiening nie. Omdat hulle nie vertrou dat die Here hulle kan uitred nie. Vir 40 jaar sit hulle met dieselfde ou dingetjie en hulle kom net nie los nie. Kind van die Here, ek weet nie van u nie, maar 40 jaar is 'n lang tyd. 40 jaar is 'n halfpad van baie mense se leeftye. Baie mense haal nie eens 40 jaar nie. Maar dink gou baie van die wat al oor 40 is. As u met die eerste 40 jaar van die lewe met dieselfde probleem rondom dit moes getrek het, hoe ver sou u vandag gewees het? Sou jy kom sê Christus is jou God? Of sou jy nog gesê het dat hierdie probleem is my berg en hom hou kan vas? As ons vanoggend so 'n bietjie loskom van die dingetjies wat ons vashou, hierdie gemaksones, hierdie gemaklike plekke, hierdie plekke wat ons beroof van dit wat die ware wil van God is vir ons in ons lewens. Die ware wil, ons uit hierdie woestynland uit te kry, sodat ons by die beloofde land kan uit. Kind van die Here, ek wil net dan vers 5 vir u lees. Sê op die 6de dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees, as wat hulle daagliks insamel. Hoor gaan wat sê die Here hier, en hier is 'n belofte van God af vanoggend vir die volk, vir sy kinders. As ons vanoggend hierdie manna wat hy vir ons gee, vrylik gee, die seëninge wat ons het, weet jy om wakker te word is 'n blessing vanoggend. Die feit dat ek petrol in my kar het is 'n seëning vanoggend. Die feit dat ek in die huis van die Here kan sit is 'n seëning vanoggend. Die feit dat daar dalk nog 'n brood in my broodkas is 'n seëning vanoggend. Al is daar 2 snytjies oor, dis ook okay, dis nog steeds 'n seën van die Here. Want weet jy wat, as ek hierdie na die Here toe bring en ek sê Here, hierdie is u sinne. Wat sê die skrif hier? As hulle dit berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees. Trust and believe. En jy sal sien dat die Here 'n dubbele maat van sy seën vir jou inhou vanoggend. Jou gebedslewe, kind van die Here, soos vanoggend net so 'n bietjie kan vertrou wanneer ons bid. Weet jy, ons het baie keer het ons 'n vertrou as ons met iemand gaan praat. Partykeer as ek berading doen en iemand sit voor my, dan moet ek vir hulle sê, hoor hierso, dit wat ek en jy nou gaan bespreek, gaan nooit weer uitgaan nie. Ek moet 'n vertrouensband met daai persoon bou.
Daai persoon vertrou my ten volle om nooit weer te praat oor dit wat in daai oomblik gebeur het. Sy vertrou is in my. My vertrou is in Christus Jesus. Ek kan nêrens anders te gaan nie. Kind van die Here, ek wil jou vanoggend aanmoedig, dat as jy dalk voel, Here, ek is in 'n woestynland. Here, ek is in 'n plek van moeilikheid. Wil jy nie vanoggend so 'n bietjie die hand van die Here bietjie stywer begin vastrek nie? Wil jy nie vanoggend net vir die Here sê, Here, ek weet ek het gemurmureer. Here, ek weet ek het gekla. Here, ek weet vanoggend dat my omstandigheid laat my dink dat ek het geen meer hoop oor nie. Maar kan jy dan vanoggend saam met my verklaar en saam met my sê, Here, ek vertrou op 'n dubbele maat. 'n Dubbele maat van dit wat U vir my gestoor het vanoggend. Here, ek glo en ek vertrou en ek weet vanoggend dat my omstandigheid is maar net 'n fase. Dis 'n tydelike tyd waardeur ek gaan. Elke woestynland is nie lekker nie. Elke keer wanneer ek myself in iets op bevind wat vir my voel, dis bo my vuurmaakplek, is dit vir my lekker nie. Maar as ons vanoggend kan sê, Here, ek vertrou ten volle op U, kan dit vir jou 'n oorwinningsplek word. Dan kan die woestynland 'n getuienis word vir iemand anders. Weet jy hoe baie mense hier buite sit in dieselfde omstandighede as jy? Jy het net nodig iemand om hulle te vertel hoe om deur hierdie woestyn te kom. Weet jy dat jou getuienis is baie keer die aansporing, of die aansporing vir iemand anders om te sê, ek gaan aan. Ek gaan aan. Ek gaan aan. Kind van die Here, jou woestynland mag dalk lyk vanoggend asof dit jou breekland is. Maar ek dank die Here dat hy sê as jy dit gaan inbring, dit wat die Here vir jou gegee het en jy berei dit voor. As jy vanoggend so 'n bietjie jou ongeloof wil inbring vanoggend, dan kan die Here dit verander in 'n seëning vir jou vanoggend. As jy 'n bietjie hierdie wanvertroue in jou kan vat en jy kan dit inbring en vir die Here sê, hier's dit, kan die Here dit verander en hy kan vir jou dubbele maat van dit gee. Ek het gesien al hoe die hand van die Here werk. Ek kan vir julle vertel van baie getuienisse van wat ek ervaar het en wat ek self in my lewe gesien het, as ek gaan bid en ek sê, Here, ek weet nie, maar U weet. Amen. U weet. Yes. U weet. En wanneer ek dit oorgee aan die Here, dan verander hy dit. Ja, amen. Ek kan 'n kort getuienis so vinnig, en hiermee sluit ek af. Ek het nou 2 keer gesê, ek sluit af, net so ek kan nog 1 keer dit sê, nee, want ek nog in karme. Ek het dit al op 'n stadium gesê, maar ek wil dit weer vanoggend sê. In 'n tyd in my lewe werk ek vir iemand en dit gaan maar swaar. Dit gaan swaar. Ek leef elke dag op die broodlyn. Elke maand leef ek op die broodlyn. En as ek praat van elke maand, as my salaris inkom, dan maak ek al 'n lening op my salaris by die bank om net hierdie maand te kom. My oordraft is sky high. Ek het lenings, ek het 'n kredietkaart, ek is besig om die skuld in te hardloop. Met dit saam sê iemand vir my op 'n stadium, hulle gaan my help met my studies. Voordat die persoon om my te kom en vir my sê, hulle gaan my help met my studies, gaan bid en ek sê, Here, as U wil hê ek moet dan nou in die dienswerk uitgaan, moet U die weg vir my maak. Gaan dit jou op eie kan doen, jy gaan nie weet wie om te vra. Weet jy, 'n pastoor kom na my toe, en hy sê vir my, Here, druk jy al die heel week op my hand. Ek gaan jou help. Betaal jou eerste semester en ek betaal jou administrasie vol. Die res gaan jy net moet betaal. Weet die kind van die Here, op die broodlyn geleef. Met dit, hoop dit het ek weer die studiese skuld opgehaal, dat ek toe later die laaste gedeelte moes betaal het. But through it all, I've learned to trust in Jesus. Through it all, I've learned to trust in God. Weet deur daai omstandigheid in my lewe, in my woestyntydperk, en ek gedink, Here, ek gaan dit nie maak nie. Daar's op 'n stadium, en ek kan my vrou vra, net nie nou nie, maar na die tyd. Voordat sy in my lewe gekom het, het ek vir gesê, ek skop op, het is klaar. Ek gaan nie meer aangaan met dit nie. Raak 'n bietjie te veel.
Het raak 'n bietjie te ver. Die woestyn raak 'n bietjie te droog vir my. Dank die Here, sy het nog die manna aangebring het. Maar gesê, Here, ek weet, ek vertrou op U. Maar weet die kind van die Here so baie maklik, gee ons op, ons trek terug, ons sê, Here, nee, ek wil nie. If we can just trust in U. Trust in U. Begin om te glo in hom vanoggend. Begin om op hom te vertrou vanoggend. Begin om so 'n bietjie jou perspektief te verander. Weet jy, ons kan vertrou op ons omstandighede vanoggend. Angus Bagger het hierdie woorde gesê, hy het gesê, worry is like a rocking chair. It will move you, but it will take you nowhere. Jou bekommernisse sal jou in die gang hou, maar dit gaan jou nergens vat nie. Maar as ons vanoggend kan sê, Here, my vertroue plaas ek terug in U hand vanoggend. Here, ek bring dit terug na U toe. Here, ek berei dit voor. Here, gee dit weer terug aan U. Dan gaan die Here vir ons 'n dubbele maat van dit gee. En hoe mooi is dit nie vanoggend nie, dat die Here beloof, hy maak 'n belofte aan ons. Jy murmureer en jy kla. En weet jy wat doen die Here? Gee jou nie net pak sla nie, hy gee vir jou manna. En hy sê, as jy dit inbring, dan vermeerder ek dit vir jou. Is dit nie wonderlik, dat hierdie tyd waar die Here, as hy ons uit, weet jy, die Here vat jou uit hierdie dinge uit, en dan dink jy, Here, dit is nou moeilike tyd. En dan sê hy eintlik vir jou, ek wil vir jou seëning wat ek vir hiermee weggesteek het. Elke woestyntydperk in jou lewe, as jy kan deurdruk, is daar seën vir jou aan die ander kant. Amen. Dan gaan ek net die seën oor die uitspreek vandag. Weet jy of jy na die een langs jou, voor jou, agter jou gou wil draai en hulle ook sommer bless saam met jou nie? Numeri 6:24 sê die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou laat genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Here, wat 'n wonderlike voorreg vanmôre om in U teenwoordigheid te kan wees. Dankie. Here vir die seën wat ons kan ontvang. Dankie vir die genade, dankie vir die krag. Dankie vir die kosbare bloed. Ons is ewig dankbaar vanmôre. Ek sê ek is bevoorreg vanmôre saam met my broers en susters hier te wees. Dankie dat U ons lewens gespaar het. Dankie dat U ons deurdra. Here, dankie dat U die paaie vir ons gelyk maak. Dankie Here, lyk dit soos 'n berg. Maak U dit soos 'n molsbom. Ons vra vir genade in die week wat voorlê. Wat nie vir ons bekend is nie, maar ons weet dat U is reeds daar. Vat ons veilig huis toe, bring ons veilig terug. En daar waar ons hierdie week gaan en wat ons moet doen, dat ons altyd die Heer net in die skaduwee kan beweeg. Steek ons asseblief diep en dig weg onder die kosbare bloed in Jesus naam. Amen. Amen.